Art Berg was een van die wêreld se beste motiveringssprekers. Hy was 'n kwadropleeg nadat hy in 'n ongeluk betrokke was. Hy het 'n fantastiese boek geskryf met die naam The Impossible Takes a Little Bit Longer. Wanneer hy opgetree het, het hy homself met sy rolstoel op die verhoog gerol. Dan het hy vir sy gehoor gesê, I know there are some of you that are pitying me because I am in a wheelchair. But I have bad news for you. Most of you have a wheelchair in your head. Dit is so ontsettend waar. Soos wat ek en jy nou al vir mekaar hierdie week gesê het, is een van ons grootste probleme dat ons nie mooi weet wie ons is nie, en ons kan nie ontdek wie ons is deur nie uit te kom by die een wat ons gemaak het nie. As jy nou probleme met jou motor het, vat jy hom nou verseker nie na die bobaas bakster in die buurt nie. Sy weet van koekebak, of hy weet, maar hulle weet nie so mooi van motors nie. Jy vat jou motor noodwendig na die een wat die beste weet van jou spesifieke soort motor. En as jou menswees nou ook begin vreemde geluide maak, en hy loop nie meer so lekker nie, dan is dit tyd dat jy ook jou menswees moet invat vir 'n diens by die een wat hom gemaak het. In Psalm 139 stel die psalmdigter dit so pragtig. Hy sê, God het ons in ons moederskoot op 'n wonderbare manier aan mekaar geweef. En in Johannes 2 vers 25 sê Jesus, hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens te vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Wat gaan gebeur met jou motor as jy hoor daar is iets fout en jy sien die liggies brand wat vir jou aandui dat daar fout is, maar jy doen niks daaraan nie? Ek gee vir jou 'n brief, jy gaan nog eendag so lekker ry en dan wil jou motor nie meer ry nie, want daar is dele wat nie reg is nie. Hierdie afgelope paar dae die Vader my ook gevat na sy werkswinkel toe, en weet jy, dit is so wonderlik, nie altyd lekker nie, moet ek vir jou sê, maar om saam met hom te kyk na klomp dinge in jou lewe wat nie is wat dit moet wees nie. Soms is dit dalk nodig dat jy met iemand buite jou situasie gesels om jou te help, maar die groot en belangrike ding is, ek en jy moet kom op 'n punt dat ons verstaan, dit is normaal. Nie een van ons het die lewe so by mekaar, dat daar nooit iewers in ons menswees iets is wat raas nie. In terapie geld 2 algemene beginsels. Jy kan niemand help voordat hulle nie 2 dinge verstaan nie. Eerste ding, as jy nie erken jy het 'n probleem nie, kan niemand jou help nie. Die tweede ding, jy moet bereid wees om gehelp te word, om daardie reus in die oë te kyk, voordat jy hom in die krag van God kan laat val. Jou pappa staan in sy werkswinkel en wag op jou met 'n glimlag op sy gesig en wyd uitgestrekte arms, want hy weet, wat is die probleem? Hy het die oplossing daarvoor, en indien jy hom toelaat om deur sy gees te begin werk aan jou, gaan jy agterkom, dat jy soveel beter, soveel verder, soveel lekkerder deur die lewe in jou lewensmotortjie kan ry. Die Here seën vir jou.